Ek wil vanmôre 'n bietjie 'n langer stukkie as gewoonlik lees uit die Bybel uit Psalm 139 vers 1 tot 12. En lees dit saam en dit is een van my persoonlik een van my gunsteling hoofstukke of psalms in die Bybel. Is hierdie Psalm 139. Ek glo jy's op die skerm wees. Kyk indagtig hulle en luister daarna. Ek praat met jou vanmôre oor die teenwoordigheid van God. Ons het so pragtig oor gesing vanmôre. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê. En U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van U gees, en waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar. En maak ek die doderyk my bed, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei en die regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig. As ek vanmôre vir jou moet vra, ek wil vir 'n paar sekondes kans hê, elke wat hier is, net vir 'n paar sekondes, net in jou gedagtes hieroor besin. Wat verstaan jy onder die term die teenwoordigheid van God? As jy vir iemand langs jou of vir my moes verduidelik, wat beteken die begrip die teenwoordigheid van God vir jou? Hoe sal jy dit verduidelik? En ek wil vanmôre probeer om iets daarvan te ontrafel, te ontplooi. Want ek besef ons oor die teenwoordigheid van God praat ons oor 'n goddelike misterie. En daar is seker baie meer om te sê, natuurlik baie meer om te sê, wat ek vanmôre gaan probeer sê in 'n paar minute. Maar ek wil veral onderskeid tref tussen 3 wyses van God se teenwoordigheid. 3 manifestasies, 3 maniere hoe God se teenwoordigheid verstaan kan word volgens die Bybel. En die eerste is seker die algemeenste as ons praat van God se alom teenwoordigheid. Nou, God is alwese, vir wie se eienskappe jy die woordjie al kan sit. Noem enige edel eienskap, goedheid, liefde, genade. Voor God kan jy die woordjie al skryf. Hy's alwetend, almagtig, alomteenwoordigheid. Geen mens kan voor sy eienskappe die woordjie al skryf. Jy kan sê iemand hy's goed, maar jy kan nie sê hy's al goed nie. God alleen kan in die absolute term beskryf word. Miskien kan ons een eienskap aan die duiwel toeskryf en die woordjie al voorsit, en dis al boos of al sleg. Maar verder is elke, want God het net volmaakte eienskappe, en sy eienskappe word omskryf deur die woordjie al, en daarom ook sy teenwoordigheid. God is die enigste wese wat daar is, ook in die geesteswêreld, voor wie ons die woordjie alomteenwoordig kan gebruik. Die enigste wese. Engele, demone kan net op een plek op 'n slag wees. Hulle kan nie oral gelyk wees nie. En dis 'n misterie wat ons nie kan verstaan met ons menslike begrip nie, dat God is alwese wat oral gelyktydig teenwoordig is. Sy hele skepping, daar's nêrens 'n plek in sy skepping waarin hy is nie, maar God is ook buitekant, staan ook buitekant tyd en ruimte. God is nie net teenwoordig in sy skepping nie, hy is ook buitekant die skepping teenwoordig. Hy is 'n geestelike wese. En ons kan aanvaar vanmôre, verseker aanvaar, dat hy ook hier is. Ek het gisteraan dink het ons in 'n gesprek gehoor van iemand wat op 'n dansbaan tot bekering gekom het. Onder oortuiging van sonde gekom het op 'n dansbaan. Tot bekering gekom het. God is ook daar, God is in kroe. God is oral. Die enigste uitsondering waar ons volgens die Bybel kan
wat dit lyk wat God nie is nie, is in die hel. En ek gaan vir jou 'n teks, 'n skrif gee. Luister net wat sê die woord van die Here vir ons. In Psalm 2 Tessalonisense 1 vers 8 en 9, hoor mooi. Hy sê, dan sal hy, dis God, die mense straf wat nie vir God ken nie. En die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie, die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag. Altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here. So ons kan duidelik volgens hierdie skrif aanvaar dat die verdoemenis, die hel, die enigste plek is waar God nie teenwoordig gaan wees nie, waar hy afwesig gaan wees. En vriende, dis ten diepste wat die hel maak en gaan maak. Die Bybel gebruik terme om in ons aardse verstaan van smart en lyding iets van die hel te verstaan. Gebruik woorde so swaal en vuur en brand en dit is om vir ons in 'n sintuiglike wêreld iets van die verskriklikheid van die hel deur te gee. Maar die kern, dit wat die hel so verskriklik maak, is die feit dat God nie daar is nie. Dis die een plek waar God afwesig is. So dis die wonderlike wete, vriende, vir ons wat hier op aarde is, vir al ons wat ons lewens aan die Here gegee het, is hierdie teenwoordigheid, hierdie alomteenwoordigheid van God 'n wonderlike wete. Nêrens is jy verder of nader aan God se alomteenwoordigheid nie. Hy's hier, hy's by jou huis, hy's by jou kar, hy's in die kerk, hy's in die tronk, hy's enige plek, God se alomteenwoordigheid is daar. Natuurlik is dit 'n geloofsaanvaarding. Ek meen, hoe bewys ek God se alomteenwoordigheid? Dit is 'n geloofsaanvaarding. En jy kan vir my sê, maar dit is 'n bietjie moeilike ding om te verstaan. Hoe moet ek aanvaar God is hier? Hoe bewys ek dit? Nou, ek wonder, sê hulle my glo as ek vir julle sê op hierdie oomblik, in hierdie plek, as ek so stil bly, is hier honderde stemme wat praat. Hier's musiek mense wat sing. Jy sê, waar is dit? Nou, weer is 'n onvolmaakte voorbeeld, maar ek wil vir jou iets wat verstaan van die realiteit van God se alomteenwoordigheid, wat jy nie kan vat nie, wat jy nie kan 'n proefwys plaas en bewys nie, maar dat God hier is. Ek, in hierdie oomblik, in hierdie kerk van die Agies in Wolmaranstad, sê ek weer, is daar honderde televisiekanale, radiokanale, wat op hierdie oomblik hier in hierdie plek is. Maar ons hoor dit nie. Kom ons kyk of radio of RSG dalk hier is. Kan jy iets hoor? Nee, julle hoor dit nie. Ek sê, hoekom jy nie hoor nie? Daar's 'n rede voor. Ekskuus vir hierdie, maar julle hoor daar's niks, né? Julle sê ek nou bewys jy homself verkeerd. ASMR Toolbox. Natuurlijk moet gaan raadpleeg. En die interessante ding is, partykeer dink die publiek ons is iets soos ChatGPT, want hulle sal 'n vraag instuur wat klink tipies soos wat jy vir ChatGPT. Was al die tyd hier gewees. Jy het nie gehoor nie. Al wat nodig was 'n eenvoudige radiootjie wat jy mee kan foto's neem en jy kan bel ook met hom. Jy kan baie ander goed doen met hom. Net 'n eenvoudige toestelletjie wat die klank kan opvang. En dis beelde, dis tonele wat jy afspeel wat jy nie kan sien nie. Al wat nodig is 'n televisieskerm. Televisie om dit op te vang. Nou dis 'n onvolmaakte voorbeeld. Maar die feit is, soos wat jy nie nou musiek hoor of 'n stem hoor praat, dis hier. Kan ek vir jou sê, kan jy vir vra, maar waar is God se alomteenwoordigheid? God is hier. Al wat nodig is 'n eenvoudige toestelle
'n mens wat gewas in die bloed van Jesus, wat ingestel is in die golflengte van die hemel, om die klank op te vang, die teenwoordigheid van God op te vang en te aanvaar. In enige omstandigheid, waar hy mag kom, God is hier. In geen sin is jy op een plek nader aan God as op 'n ander plek nie. Die groote God is oral. In jou haglike omstandighede, in jou moeilikheid, in jou eensaamheid. Jy kan in geloof aanvaar, God is ook daar en hier. Sy alomteenwoordigheid. Ons Psalm wat gelees het, sê ek kan nie daar uitkom nie. Hy sê al, klim ek op na die hemel, dan kry ek iets daar. Daal ek af onder toe, U is daar. Gaan ek by die einde van die see woon, U is daar. God is alomteenwoordig. Is dit nie 'n wonderlike wete, broer en suster, om te weet, jy kan nie uit die teenwoordigheid van God beweeg nie. Al manier is, as jy Jesus Christus verwerp, en hom nooit aanneem as jou verlosser nie, gaan jy eventueel op die plek kom, waar God nie is nie. En die ironie is, daar's Bybelse bewyse daarvoor, in die hel, doodryk, die vlamme van die doodryk, is die een plek, waar almal in God gaan glo. Kyk dan die ryk man wat in Lukas 16, wat niks so weet van God in die Bybel nie, toe hy sterf in die vlamme is, toe bid hy tot Abraham, en hy bid tot God, dat hy net verlaat sal stuur met 'n druppel water om sy tong te kon verkoel in die vlam. Dis die ironie, die plek waar God afwesig gaan wees, gaan almal glo in God. Die tragedie is, in hierdie wêreld, waar God alomteenwoordig is, is daar van die 8 biljoen mense, minder as 1/3, wat hierdie God aanvaar het as 'n verlosser. Maar dis 'n realiteit. God is hier, God is buite die kerk, jy kan nie uit sy alomteenwoordigheid beweeg nie. Maar daar's 'n tweede manier wat ek God se teenwoordigheid kan beskryf, en dit is sy persoonlike teenwoordigheid. Nou, dis 'n wonder om te weet dat ek as mens wat na die beeld van God geskaap is, en jy, het ook 'n gees in ons, 'n gees wat van nature deur sonde dood is, maar by wedergeboorte word jou gees lewend gemaak, en God kom woon deur sy gees in jou gees, in jou lewe. Trouwens, die Bybel is so spesifiek daaroor, hy sê, selfs jou liggaam kan beskryf word as 'n tempel van die Heilige Gees. So elke wedergebore mens, elke mens wat soos hier oom kan sê, hy het Jesus aangeneem as sy verlosser, hy's gered, kan weet verseker, die Gees van die Here woon in jou, deur die wedergeboorte kom woon die, kyk, Jesus sit in die regterhand van die Vader, hoe kan hy in my hart kom woon? Hy kom woon in my hart deur sy Heilige Gees. Dis 'n persoonlike teenwoordigheid hier binne in my, en dit kan alleenlik wees in die lewens van mense, wat Jesus aangeneem het. Johannes 14 vers 17 sê, die Gees sal met julle bly, en in julle wees. Dis Jesus se eie woorde, na sy hemelvaart, dit veral ook met die heerlikheid van Pinkster te maak, hy sal by julle bly, en in julle wees, en dit is so belangrik, dat jy as gelowige dit sal verstaan, ek wil dit beklemtoon vanmôre, as jy 'n kind van die Here is, al is jy nou miskien nie, in jou eie oë, die Here se mees voorbeeldigste kind, moet jy weet, as jy die Here Jesus aangeneem het, kom sy Gees nie by jou kuier nie, hy kom nie by jou loseer nie, hy kom maak woning by jou, hy bly permanent in jou. Jy kan hom bedroef, dit sê Paulus in Efesiërs, mens kan die Heilige Gees bedroef, jy kan hom teleurstel, jy kan sy werkinge blus, dis waar, maar hy beteken nie, hy gaan in en uit, as ek nou gebid het, as die Heilige Gees in my, as ek in die kerk is, die Heilige Gees in my, as ek uitgaan, as ek nou, miskien my meer verloor, wat ook al, dan sê hy nou weer weg van my, dan moet ek hom weer innooi nie, God kom woon in jou, hy bly in jou deur sy Gees, as jy Jesus aangeneem het. Natuurlik sê Hebreërs, sê ook vir ons, dis moontlik dat 'n mens, die Heilige Gees, kan laste teen die Heilige Gees, en die onvergeeflike sonde pleeg, en die Heilige Gees jou kan verlaat, maar dan is dit permanent, hy kom nooit weer terug nie, en jy sal ook nooit 'n behoefte aan God, as die Gees jou verlaat het nie. So ek wil hê met vanmôre, dit weet elkeen, selfs van die oudste gelowiges hier, moet jy weet en aanvaar, die Here se Gees kuier nie net by jou nie, hy woon by jou. Hoor bietjie wat sê hierdie pragtige vers, Johannes 14 vers 23, en is weer Jesus wat aan die woord is, hoor mooi, hy sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en hoor nou, hy sê, en ons, ek en die Vader, sal na hom toe kom, en by hom woning maak, en hy doen dit deur die Heilige Gees. Is dit nie 'n onbeskryflike, wonderlike gedagte, dat God, deur sy Gees, by my kom woning maak, dat hy aan my bly. Jy kan vir jouself vanmôre sê,
het die Gees van God woon in jou. Die Vader en die Seun deur die Gees het binne in jou kom woning maak. En dit maak nie saak in watter omstandighede jy verkeer nie, waar jy ook al bevind. Die Here is op 'n onverklaarbare maar 'n wonderlike wyse binne in jou. So dis daar is twee wonderlike aspekte as ek praat van die teenwoordigheid van God. Ek kan nooit uit sy alomteenwoordigheid beweeg nie. God is oral. Maar behalwe dit, God is deur sy Gees ook binne in my. Weereens, jy hoef dit nie te voel nie. Die meeste van die tyd voel ons nie iets bonatuurliks nie. Maar hy is in my. Hy's hier. Hy's hier. Hy's hier. So jy moet insluitend dink aan die teenwoordigheid, nie uitsluitend nie. God is nie net by jou nie, hy's ook in jou. Hy's net in jou nie, hy's ook by jou. En dit kan jy nooit van ontslae raak nie. God is met jou al die tyd. Maar daar's 'n derde aspek van God se teenwoordigheid wat ek vanmôre veral wil klem op lê. En dis die besondere teenwoordigheid van God. Jy het die alomteenwoordigheid van God, jy het die persoonlike teenwoordigheid van God, maar daar's ook die besondere teenwoordigheid van God. En ek wil dit beskryf met die woorde die kragveld van die Heilige Gees. Die kragveld van die Heilige Gees. En ek dink dit sal jou interesseer, want ek weet nie of jy dit verstaan nie. Enige krag skep 'n veld om hom. Dit sal julle onthou toe ons kinders was, het ons dalk in die klas, in die wetenskapklas gewerk met magnetiese velde. Dat jy nou skoon stuk papier gevat, jy het 'n bietjie ystervuisels bo-op gesprinkel en 'n magneet onder dit gesit. En as jy die magneet onder sit, wat gebeur? Daai ystervuiseltjies kom sulke bane. Kragveld van die magneet. Die van julle wat met elektrisiteit gewerk het al, wat dalk elektriesien is, weet, enige kragdraad het 'n kragveld om hom. Dis waarom daar nie onder hierdie hoogspanningskragdrade gebou mag word nie. Want hulle weet nie wat die effek is van die kragveld van die draad nie. Dis waarom elektriesien dit so weet nie wat noem mense, maar so as jy toets waar krag in 'n draad is so 'n masjienkie of 'n spannertjie wat hy om die kragdraad toeklip, dan sê vir hom daar's krag en hoeveel volt krag is daar? Of watt of ohm, ek weet nie wat hy alles lees nie. Maar enige elektrisiteit, enige kragdraad het ook 'n kragveld rondom hom. So dit is die beginsel. Daar's iets soos die kragveld van die Heilige Gees. En dit is belangrik om te weet dat behalwe vir God se alomteenwoordigheid en sy persoonlike teenwoordigheid, is daar ook hierdie besondere teenwoordigheid van God wat op 'n spesifieke tyd en plek en geleentheid duidelik ervaarbaar is. Jy kan die besondere teenwoordigheid van God, die kragveld van die Gees, kan jy beleef, geestelik, emosioneel en fisies. En ek wil dit nou verduidelik. Die alomteenwoordigheid van God is 'n geloofsaanvaarding. Dis 'n realiteit, soos hierdie klankgolwe 'n realiteit is. Maar jy kan dit nie ervaar nie. Jy mag aan 'n plek wees waar jy alles behalwe die teenwoordigheid van die Here ervaar, maar hy's daar. Die persoonlike teenwoordigheid van die Here waar hy in my woon, is ook 'n realiteit. Hy het my wederbaar. Maar vir groot dele as jy nie bewus die Here is hier binne besig of hy werk in jou nie. Maar die besondere teenwoordigheid van die Here is daardie plek, situasie en omstandigheid waar jy God kan beleef. Waar jy hom kan ek nou die aardse woord gebruik, waar jy hom kan voel. Waar jy kan voel die Here is hier. En dis nie maar net 'n veronderstelde geloofsaanvaarding wat ons dikwels sê waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy in hulle midde nie. Ek weet ons sê dit baie en is 'n Bybelse teks. En is 'n waarheid, maar daar praat hy veral van die alomteenwoordigheid van God. Ek meen hulle het in die verlede politieke vergaderings geopen met gebed, dan sê hulle ons waar 2 of 3 in sy naam vergader is hy in hulle midde en dan vloek hulle mekaar. Die besondere teenwoordigheid van God is meer as net 'n veronderstelling. Dis 'n ervaring, dis 'n vaste wete. In die kragveld van die Heilige Gees beleef jy God. En hierdie besondere teenwoordigheid van die Here kan onderskei word van die ander vorme waarop God teenwoordig is. En dit is behalwe dat dit 'n ervaarbare realiteit is dit ook 'n Bybelse feit. Ek wil vir julle net 'n paar voorbeelde uit die Bybel noem om te illustreer wat ek bedoel met die besondere teenwoordigheid van die Here, die kragveld van die Heilige Gees. Hoe dikwels het God hom nie in die Ou en Nuwe Testament openbaar deur fisiese manifestasies nie. 'n wolk. Die wolk wat Israel in die dag gelei het deur die woestyn.
Die vuurkolom in die nag was 'n fisiese openbaring van God se teenwoordigheid. 'n Wind. Dink op Pinksterdag. Hoe het God se teenwoordigheid, hoe is dit openbaar? Daar was tonge van vuur. Daar was 'n rukwind en hulle het in tale gepraat. Die oppersaal was 'n kragveld van die Heilige Gees. 120 mense is vervul met die Heilige Gees. As jy lees in die Ou Testament so dikwels van die tabernakel en later van die tempel. Dit was 'n plek waar God homself soms sigbaar, fisies beleefbaar openbaar het. Jy lees bijvoorbeeld in 2 Kronieke hoofstuk 5 vanaf vers 13 en vers 14 waar by die inwyding van die tempel, toe die priesters in die tempel kom om die mense te bedien, lees jy daar in daardie 2 vers, hy sê op daardie oomblik het 'n wolk die huis van die Here gevul. Daarom kon die priesters nie vir die diens aantree nie. Dit was die magtige teenwoordigheid van die Here wat die tempel van God vervul het. Dis die kragveld van die Heilige Gees. Dit was nie maar net 'n alomteenwoordigheid nie. Dit was nie net 'n persoonlike teenwoordigheid nie. Daar was 'n manifestasie, daar was 'n belewenis. Hulle kon 'n wolk sien. Hulle kon nie staan nie. Hy sê spesifiek, wees die magtige teenwoordigheid van die Here wat die tempel van God gevul het. Die tempel het 'n kragveld geword van die Heilige Gees. In die allerheiligste was die ark van die versoening. God het daar gewoon in die Ou Testament. Dit was sy plek van openbaring en daarom kon niemand ingegaan het nie behalwe die hoëpriester eenmal 'n jaar. Want daar binne was die krag van God. Jy ken daai verhaal van toe die ark die slag teruggebring is van die Filistyne en een van die Jode wat saam was, toe die ark lyk of hy wil afval van die wa af, toe hom probeer keer, toe hy die ark raak, toe val hy dood neer. Dis 'n openbaring van die kragveld van die Heilige Gees, God se teenwoordigheid. So was die berg Sinai. Toe Moses daar opklim was dit 'n kragveld. Die Here het gesê, julle moenie eens dat julle beeste naby die berg kom nie, want hulle gaan sterf. Niemand van julle mag naby die berg kom nie. God het hom openbaar, daar was donderweer, daar was wolke, daar was bliksemstrale, daar was 'n geweldige rukwind wat die rotse geskeur het. Dit was 'n kragveld van die Heilige Gees geword. En so dikwels het die Here hom openbaar in die Ou Testament. Partykeer deur die engel van die Here. Dink byvoorbeeld aan die woestyn toe hy aan Moses openbaar het met die brandende doringbos. Dit het 'n kragveld van die Heilige Gees geword. Moses het neergeval voor God. Dit was nie maar net sommer alomteenwoordigheid nie. Dit was 'n kragveld van die Heilige Gees. In die Nuwe Testament is hierdie kragveld veral verbind met Jesus. Jesus se persoon, waar hy beweeg het, hy was as het ware 'n wandelende kragveld. Sy klere, 'n vrou het aan bloed vergelei, dit aan sy so van sy kleed geraak. Is dit gesond geword? Dis nie maar net 'n alomteenwoordigheid nie. Daar was 'n fisiese, sigbare openbaring van die teenwoordigheid van God. So kan jy verskillende voorbeelde noem. In Johannes 5, die bad van Bethesda. Van tyd tot tyd, sê die Bybel, was daar 'n bonatuurlike manifestasie wat die water geroer het. Dan een wat eers ingegaan het, wat het kwaal ook al gelei het gesond geword. Die bad van Bethesda was van tyd tot tyd 'n kragveld van God. Daar was lang tye tussenin wat die water stil was. En dan kon jy ingegaan en niks het gebeur nie. Maar as daar 'n godsopenbaring plaasgevind het, was dit 'n kragveld van die Gees en mense het gesond geword. Selfs die atmosfeer rondom Jesus was 'n kragveld. As hy in die sinagoge in Kapernaum kom en as 'n duiwelbesetene, dan kan die duiwelbesetene nie anoniem bly nie. Hy moet begin manifesteer. By die geval van die besete van Gadara, toe Jesus land daar aan die oostelike oewer van die see van Galilea, het hy die demone begin manifesteer en gesê, het hy gekom ons te pynig? Asseblief, moet ons nie in die onderwêreld stuur ons nie in die varke in. Hulle kon nie anoniem bly, hulle kon nie inkognito bly in die teenwoordigheid van die Here nie, want jy sien die Here se teenwoordigheid was 'n kragveld vir die wat hom gesoek het, maar was 'n mynveld vir demone. En ek het al beleef in 'n diens. Daar mense is sataniste is wat afgevaardig was om na die kerk toe te kom. En toe die Here se Gees begin werk, het die demone begin manifesteer. Hulle kon nie anoniem bly in die teenwoordigheid van God nie. Daar's iets soos die kragveld van die Gees. En is vandag Pinkster Sondag wat ons vier. Pinkster Sondag, die oppersaal het 'n kragveld van die Heilige Gees geword. Daar was so 'n krag van die Here teenwoordig. Toe Petrus wat vroeër bang was, die evangelie verkondig, kom 3000 mense tot bekering, 'n bonatuurlike manifestasie van God se teenwoordigheid. So vir ons dit telkens in Jesus se bediening, selfs in Getsemane. Daar in Johannes 18 vers 6,
toe hy homself openbaar as ek is. Jy kan 'n gedeelte gaan lees. Sê die Bybel, die soldate, daar was ten minste 600 Romeinse soldate wat Jesus in Getsemane kon gevange neem met 'n tiende van 'n legioen. Sê die Bybel vir ons in die grondtaal. Toe Jesus homself openbaar as die groot ek is, God, sê die Bybel, hulle het agteruit gestyger op die grond geval. Hulle kon op hulle voete bly nie, omdat dit skielik 'n kragveld van die Gees geword het. Dieselfde het gebeur die Sondagoggend, toe Jesus opgewek is uit die dode, die graf oopgegaan het. Die Romeinse soldate wat voor die graf gewaak het, sê die Bybel, hulle het soos dooies op die grond geval, want die kragveld van God is geopenbaar. So was die vroeë gemeente, en die samekomste van die vroeë gemeente was 'n kragveld van Heilige Gees, 'n wonderlike plek vir mense wat God gesoek het, maar 'n gevaarlike plek vir mense wat met God speletjies gespeel het. Ananias en Safira het vir die Heilige Gees gelieg, maar in die kragveld van die Heilige Gees was dit dodelik gewees. Aan die ander kant, Petrus, as hy in die straat in Jerusalem loop, sê Johannes, Handelinge 5 vir ons, selfs sy skade weer wat op mense geval het, mense gesond gemaak. Dit is die kragveld van die Gees van die Here wat hom omring het. Ek lees van John G. Lake, die man wat die Here gebruik het om die Algees te begin, dat hy in Johannesburg in 'n tram ry. Hy staan in die tram, en dat mense rondom hom begin huil, en hulle sonde begin bely. Daar was iets van die kragveld van die Gees wat so naby hierdie man was, dat dit nie weggesteek kon word nie. Die vroeë kerk was dit algemeen. Paulus, as daar mense wat siek is of duiwelbesete was, het hulle van sy sweetdoeke gevat en op die mense geneergesit. Dis nie magie nie, dis nie towerkuns nie. Die krag van God was so op hom en oor hom, selfs oor sy klere, dat mense gesond geword, selfs oor sy klere. So is daar talle voorbeelde in die Nuwe Testament, maar ek wil terug eindig deur te verwys na ons tyd. Reg deur die Bybel waar God homself openbaar, waar daar lewens uitgebreek het jy te maak gehad met hierdie kragveld van Heilige Gees. Weet die moderne Pinksterbeweging het begin 1906 in die Azusa-straat in Los Angeles. En daar's talle opgetekende gevalle, dat hulle sê vir 2,5 blokke rondom daardie eenvoudige twee verdieping gebou waar die lewe uitgebreek het in die Azusa-straat. Dan sê dat mense geloop het langs die pad op die sypaadjie. En as hulle op 'n sekere plek was, as het ware 'n lyn oorgestap het hulle begin sonde bely, gehuil. Nie weet wat gebeur het nie. Daar was 'n kragveld van die Gees om daai plek. Ek het iets daarvan belewe. In Brownsville, Pensacola in 1997, waar daar 'n groot herlewing vir 3-4 jaar aan die gang was. Dit was iets om te beleef. Mense het saamgestoor om spesiaal met vliegtuie van oor die wêreld gekom na hierdie herlewing toe. Terwyl ek al was, het dit gebeur dat 'n man ry in die straat by die kerk verby. En hy begin skielik onbeheers te huil, hy was aftrek van die pad af. En hy begin sy sonde bely in sy kar. Toe hy naby die plek kom waar daar herlewing uitgebreek het, daar was 'n kragveld van die Heilige Gees gewees. Die 1860 herlewing in die NG Kerk, in Parel en in Woester veral, waar Andrew Murray en Dominee GBA van 'n Lingen was. In Woester toe die herlewing daar uitbreek, het mense, die plaaswerkers en die boere, almal het bymekaar gekom in 'n saal van die NG Kerk daar. Hulle het so begin huil en roep na God, dat Dominee Andrew Murray wat 'n godsman was, maar hy was van 'n gereformeerde agtergrond. Dat hy kon sê, mense, orde asseblief, orde, God is 'n God van orde. Maar die mense het aanhou roep na God en hulle sonde bely en hulle saak met die Here reggemaak. Het 'n kragveld van die Gees geword. Dominee van der Lingen in die Parel gemeente. Hy staan 'n Sondag tydens die herlewing agter sy kansel. En hy kom in 'n verrukking van sinne. Daar's geskryf, dit gelyk so sneeuvlokkies wat neerdaal van bo af. Daar's ook getuienis dat mense in tale begin praat het. Dit het 'n kragveld van die Heilige Gees geword. Vriende, hierdie is nie stories nie, hierdie is 'n realiteit. Ek het dit self beleef, veral in die Azusa-straat. Hierdie besondere teenwoordigheid van die Here is kosbaar. En ek wonder nie van u wat hier sit. Dis nie iets wat elke dag gebeur nie. Dis iets wat elke week moet gebeur nie. Maar ek wonder wie van u wat hier sit, het al in een of ander situasie gekom waar jy God se teenwoordigheid kan voel. Dis nie net 'n verbeelding nie. Dis nie maar net 'n geloofstelling waar 2 of 3 in sy naam vergader as in sy middel in julle midde nie. Jy het God beleef. Jy het sy teenwoordigheid beleef. Dit gaan dikwels gepaard met emosionele en fisiese
demonstrasie, trane vloei. Jy val neer voor hom. Jy weet dat God is hier. As jy daai belewenis gehad het, vriende, sal jy nooit weer twyfel aan die werklikheid van God nie. Jy sien, as geloof net 'n kopkennis is, as dit 'n veronderstelling is dit moontlik dat jy dalk sal twyfel. Maar as jy die Here beleef het, dat jy selfs fisies emosioneel, en jy weet, ons word beskuldig van in Pinkster dat ons is te emosioneel. Maar as die gees van die Here regtig, die kragveld van die gees oor jou kom, is daar dikwels 'n fisiese manifestasie. Die Bybel het mense neergeval, hulle kon baie keer nie staan nie. Hulle het uitgeroep, hulle het gehuil, hulle het geroep. Kan ek afsluit deur vir julle iets persoonlik te deel? Ek hoop nie ek het by 'n vorige geleentheid miskien genoem, maar so seker 'n kwart eeu gelede het ek vir 'n tyd gevas en bid, ek die Here gesoek, my hele hart. In die oggend, ek het gewoonlik vroeg in die oggende afgesonder, my studeerkamer. Was 'n besondere oggend in my studeerkamer. Ek gesit het nog geslaap. En toe ek klaar gebid het, toe ruik ek die soetste reuk van wierook. Nie 'n afstootlike wierookreuk nie, maar 'n ongelooflike soet wierookreuk. En ek gaan uit na my studeerkamer en my vrou en kinders kom vra vir 'n paar iets gespuit in die huis. Toe ruik almal dit. Ons huiswerker kom in van buitekant af en sy sê, wat ruik so? Want ons het 'n groot huis gehad, dus die hele huis gevul met hierdie bonatuurlike wierookreuk. Dit was my wonderlik geweest. Die volgende môre, toe ek afsonder, gebeur dieselfde. Dat ons dogter, wat nou al 44 jaar oud is, toe sy wakker word, dat sy wakker word van die wierookreuk in die huis, wakker word, na ma toe gaan, na my vrou toe gaan, Lisa toe gaan, sê, ma, ruik maar met dit, die wierookreuk, is dit weer daar. Ek het daardie oggend in my studeerkamer ervaar met die Here gehad, soos ek nooit in my lewe gehad nie. Ek het gevoel, my hele binneste skeur uit, my liefde en aanbidding vir God, my verwondering aan God wil bekend maak, en ek het onthou, wat daar staan in Openbaring 5, dat ons gebede is soos reukwerk voor sy aangesig. En net daardie 2 oggende, het God fisies iets van daardie teenwoordigheid geopenbaar. Dit het nooit weer daarna gebeur. Ek sou wat wil gee om dit weer te beleef. Dit het nog nooit weer gebeur nie. Maar daai 2 môre het ek en my hele gesin, en ons huiswerkster, het daardie bonatuurlike, fisiese, onthou, reuk is een van jou 5 sintuie. Dis die manier hoe die Here op daai oggend, ek weet nie hoekom, maar verkies om op daai manier vir my te sê, ek neem van jou gebede kennis. Ek is by jou. Dit is onweerlegbaar, ek is nie die enigste getuie daarvan nie. Nou wil ek weer sê, vriende, dit verskil van mens tot mens. Ek wens ek kan elke dag in die kragveld van Heilige Gees kom. Ek wens ek kan elke dag in my gebedstyd so 'n bonatuurlike, dit is 'n onbeskryflike ervaring. Maar dit gebeur nie elke dag nie. Jy kan dit nie namaak nie. Jy kan dit nie manipuleer nie. Jy kan dit nie bestel nie. Dan gaan baie keer weke verby. Baie keer maande verby. Wat ek bid en Bybel lees en afsonder, en ek glo die Here is by my. En ek bid met my hele hart, en ek bid in geloof. Maar daar's nie 'n kragveld van die Heilige Gees nie. Want dit is God se keuse wanneer hy ons openbaar. Die plek, die tyd, baie keer op die mees onverwagse tyd. Jy baie keer net 'n broosheid voel oor jou lewe kom. Openheid vir God. Sonder die gedink dit gaan daai môre gebeur. Gebeur dit net dat jy dit ervaar, God is by my. Jy weet, as jy dit ervaar het, weet jy wat jy weet. Jy twyfel nooit weer aan nie. My vrou aan die ander kant wat bediening het in voorbidding, gereeld in die oggend kan ek hoor, as ek in die huis kom van die gimnasium, of kan ek hoor die bonie in ons kamer, God is by haar, ek kan hoor die manier hoe sy bid, hoe sy met God praat, die krag van die Here wat daar is. Party mense mag het meer ervaar as ander mense, en dis nie dat die mense daarna gaan loop en soek, elke dag gaan soek nie. God doen dit wanneer hy wil, wanneer dit hom behaag, maar as jy dit beleef het, dan weet jy, die Here is 'n werklikheid. En ek wonder of ek dit mag vra, van die wat hier sit vanmôre, het jy al ooit iets ervaar van hierdie kragveld, hierdie besondere teenwoordigheid van God? Kan ek net sien, is as ek 'n mens wat dit beleef het. Dis nie 'n vreemde verskynsel vir die meeste van julle nie. Jonk en oud. Kan gebeur wanneer jy alleen bid. Kan gebeur wanneer 'n gesin saam bid.
kan gebeur dat die hele gemeente tydens die diens, ek was al in enkele dienste in my lewe, nie baie dienste nie, maar 'n paar dienste in my lewe, waar die hele gemeente, partykeer 'n konferensiesaal vol mense, onder die krag van die Here kom. Daar was gevalle wat ek van weet, selfs in Maranatha Park, waar ons altyd konferensie gehou het, waar dit was in 1970-71, maar dit gebeur dat daar 'n wind, hoorbare wind, deur die hele konferensie saam met sy 4.500 mense gewaai het. En mense het neergeval onder die krag van hulle Gees. Ek sê weer, jy kan dit nie manipuleer nie. Jy kan dit nie beheer nie. God se soewereiniteit word daar geopenbaar, maar as jy dit beleef het, dan weet jy. Geen ateïs, geen professor sal vir iets anders kan oortuig nie. Jy weet, God is 'n werklikheid. Natuurlik as 'n mens met die Here wandel, ek glo nou wees om wandel, gaan daar meer en meer geleenthede wees, wat jy iets van sy teenwoordigheid op 'n bonatuurlike wyse sal beleef. Ek wens ek kon dit vanmôre bestel het, dat die hele kerk gevul word op een of ander manier met die bonatuurlikheid van die Here. Baie keer sien jy in 'n diens kry jy hierdie dat individue, terwyl ons bid, terwyl ons die Here wag, dat individue daardie ervaring van God se teenwoordigheid beleef. Maar wat 'n wonderlike wete, God se teenwoordigheid is 'n werklikheid. Ek dink ons kan hom vanmôre dank vir die realiteit van sy alomteenwoordigheid. Jy moet dit nie vergeet nie, my broer, daar op die land, op die trekker in jou bakkie, waar jy kan mag wees, God is daar. Of jy het voel of nie, hy is daar. Jy kan dit bely, Here, U is hier, dis 'n geloofsbelydenis. Jy kan dit enige tyd bely, wanneer in moeilike omstandighede is, wanneer jy niks voel nie, Here, U het by my kom woning maak. U bly by my, U bly in my. Maar dank die Here ook van tyd tot tyd, op sy tyd, volgens sy besluit, dan openbaar hy op 'n manier aan jou, wat jy net weet, dis die Here. Hy is hier, hy is by my. En ag, Here, as ek dit kan bid vanmôre, dat die kerk voor diens vanmôre, individue, iets van U kragveld sal beleef. Ek wil die musiekkant moet weer na vore kom, ons daai lied sing weer, Holy Spirit, you are welcome. Kom ons buig ons hoofde in gebed vir 'n paar oomblikke, en ek weet nie wat die Here gaan doen, ek weet nie wat hy wil doen. Die een ding weet ek, waar die kragveld van Heilige Gees ontstaan, kan jy enige iets verwag. Jy kan genesing verwag, iets bonatuurlik verwag. Ek sê weer, ek het 'n sintuiglike ervaring gehad van sy teenwoordigheid. Ek kon die wierook ruik. Dit het nooit weer gebeur nie. Ek weet nie hoe die Here dit in die toekoms gaan doen nie. Maar God is in staat om op 'n bonatuurlike wyse sy teenwoordigheid te bevestig. Halleluja. Kom ons speel dit vir ons eers musiek. Holy Spirit, you are welcome here. Wil dit vanmôre jou gebed maak. Halleluja. Halleluja. Here, ek wil dit vanmôre van U bid. Of nee, Here, dat ek eers sê dankie dat U 'n werklikheid is. Dankie dat U teenwoordigheid 'n werklikheid is. Dankie dat ons 'n geloof vanmôre kan bely, elke gelowige in hierdie plek. Ek glo in God. Ek glo in sy alomteenwoordigheid. Here, geen demoon kan daarop dit aan hom toe en dat hy alomteenwoordig kan wees nie. Geen engel is alomteenwoordig nie. Geen magtige mens is alomteenwoordig nie. Hy kan op een plek op 'n slag wees. Maar dankie dat ons vanmôre kan glo en bely. U is alomteenwoordig. Here, U is nou in hierdie kerk teenwoordig. En mag dit wees dat iets van U alomteenwoordigheid vanmôre in mense lewens geopenbaar word in die besondere teenwoordigheid. Here, dankie dat ons weet ons vanmôre uit hierdie kerk uit gaan terug na ons huise toe. Ons bly in die alomteenwoordigheid van God. Ons loof U. Ons dank U vir die alomteenwoordigheid. Maar Here, ek wil vanmôre ook saam met my broers en susters vir U dankie sê dat U ons die dag gered het. Toe ons bekeer het tot U, toe ons wedergebore is, dat U en die Vader deur die Gees by my kom woon het. In my kom woon het, Here, dat ek dit vanmôre kan aanvaar. Wat is die mens dat U dan om dink, Here, dat U deur die Gees in ons kom woon, ons klein ou mensies, dat die grootte God deur sy Gees in my woon. Of ek het voel of nie voel nie, of ek het ervaar of nie ervaar nie, U woon in my.
En jy kommuniseer nie, Here, hy's hier, hy's nou hier, hy gaan môre dieselfde plek wees in my lewe en ek wil U nie bedroef nie. Ek wil U behaag deur my lewe en my lewenstyl en my woorde en my optrede, wil ek U behaag. Maar Here, dankie ook dat U van tyd tot tyd op 'n onverklaarbare manier, onvoorspelbare manier, U self so kennelik openbaar aan individue en aan groepe partykeer. Mense kan beleef en ervaar, God is hier. 'n belewenis, 'n ervaring, 'n gevoel wat nie verbeelding is nie. Dis 'n werklikheid. Jy weet, God is hier. Halleluja. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.